Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 10 Julie. Vir verdere studie, Ellen G. White, Calvary, bladsy 741 tot 757, The Desire of Ages. Die volgende aanhalings gaan ons lees uit Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 245 en 246. In die gedagtes van miljoene mense is die kruis van Christus 'n gedenkteken van iets heiligs, met die tonele op Golgotha wat 'n gewyde ontzag by die sulkes wek. In teenstelling met die moderne gelowige, het die kruis in Paulus se tyd uiters negatiewe reaksies ontlok, te wete weerstand en afgryse. Om iemand wat 'n kruisdood gesterf het as 'n verlosser van die mensdom te verkondig, sou uiteraard tot teenkanting en bespotting gelei het. Paulus het al te goed geweet hoe beide die Jode en die Grieke van Korinthe sy boodskap sou ontvang. Op die Jode het 'n boodskap gewag wat baie in die gehoor sou omkrap. Die Grieke sou dit as 'n dwaase en absurde leer afmaak. Sy poging om te toon dat die kruis enigstens iets met die opheffing of verlossing van die mensdom te doen het, sou hulle as suiwer kranksinnigheid beskou. Vir Paulus het alles juis om die kruis gedraai. Dit was sy groot belangstelling. Vandat sy loopbaan as vervolger van die gekruisigde Nasareëner se volgelinge skielik tot 'n einde gebring is, kon hy nie ophou om te roem op die kruis van Christus nie. Op daardie dag ontvang hy 'n visioen. Die oneindige liefde van God in die vorm van die soendood van Christus word aan hom geopenbaar. Sy lewe word op 'n wonderbaarlike wyse getransformeer. Al sy planne en doelwitte word in pas met die hemel gebring. Hier is wat Paulus besef en persoonlik beleef het. Dat wanneer 'n sondaar die Vader se liefde aanskou, soos dit in die soendood van sy seun uiting vind en hom of haar dan aan die wil van God oorgee, bring dit 'n hartsverandering mee, waarna Christus die middelpunt van hulle lewe en van die lewe self is. Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 245 en 246. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. In die tuin van Getsemane het Jesus gebid in Matteus 26 vers 39, My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Wat sê dit vir ons oor die geweldige prys wat Jesus aan die kruis betaal het? Vraag nommer 2. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 25, hierdie goddelike dwaasheid is oneindig wyser as enige menslike wysheid. In watter opsigte is die wysheid van God heeltemal anders as die van die mens? Vraag nommer 3. Die boodskap van die gekruisigde Christus was 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Watter Bybeltemas wat ons vandag predik, kan dieselfde uitwerking op moderne aanhoorders hê, en hoe so? Vraag nommer 4. Let op Paulus se woorde in 1 Korintiërs 2 vers 14. Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Die vraag is net, hoe verkondig ons Jesus aan sulke mense op 'n wyse wat wel tot hulle spreek? Moet ons hulle liewer slegs deur ons optrede probeer bereik? Kom ons sluit af met gebed. Liewe Vader, ons dank U dat die boodskap van die kruis steeds die krag van God tot redding is. Liewe Vader, help ons asseblief en gee ons die wysheid, liefde en nederigheid wat ons nodig het wanneer ons oor Jesus met ander praat. Help ons om soos Paulus getrou die waarheid van die kruis te verkondig en op U Gees te vertrou om harte te raak. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.